Goeiemôre Suid-Afrika, 14 Mei. En dis 1400 Suid-Afrika tyd, die tyd van die berig vir die Iran-oorlog. Maar die berig kom nie vandag uit Iran uit nie, kom uit China uit. Ons praat van president Trump se besoek in China. En die samesprekings wat hulle daar het. En is baie duidelik dat Iran het vandag hulle grootste ally verloor. China is nie meer Iran se grootste supporting ally nie. En ek dink dit moet kouerlings in hulle rug afstuur. Die manier hoe China vir president Trump ontvang het en hom op die hande dra, met allerlei seremonies en die tipe van ding. En toe sluit hulle talks in, en is 'n paar interessante dinge wat uit die samesprekings uitkom. Die eerste ding wat China op president Xi opgebring het, hy was ongelukkig met die wapensdeal wat Amerika met Taiwan aangegaan het om vir hulle nou weer $15 biljoen se wapens te voorsien. Hy wil nie hê Taiwan moet ekstra wapens bykry nie, want hulle idees mos om Taiwan te probeer annexeer, terug te vat, deel van China. Maar dit gaan nie gebeur nie. En solank as wat Amerika 'n vol ally van Taiwan is, weet China, hulle moet nie eens probeer om die eiland aan te val, soos hulle al baie geklaim het in die verlede nie. En dit gaan net nie werk nie, en hulle gaan dit ook nie try nie. Hulle is nie warmakers nie, hulle is businessmakers. So, nou kyk ons wat verder berig is vandag. Wat kom uit daai samesprekings uit? Wat vir Iran, soos ek gesê het, kouerlings gaan gee. President Xi het self gesê, Iran kan nie die Strait of Hormuz weaponize. Met ander woorde, hulle kan nie vir hulle self daai plek annexeer, daai internasionale waters beheer en 'n tolhek opsit soos wat hulle wil nie. Dit sal nie toegelaat word nie. So selfs Iran sê dit. President Xi het ook gesê, Iran kan nie 'n nuclear weapon hê nie. So, nou is die grootste supporter van wat Iran nog gedink het hy gehad het, nou gone. President Xi het gekommit, hy gaan meer olie by Amerika koop, en om minder afhanklik van die Strait of Hormuz te wees. Met ander woorde, hy gaan nie meer so baie olie by Iran koop, soos wat hy gedoen het in die verlede nie. Nou kyk 'n mens na al hierdie tipe van dinge, en dit is maar wat ek gedink het gaan kom van president Trump se besoek aan China. Hy was 'n groot businessmaker, groot dealmaker. En ek het geweet nou, met hierdie besoek wat hy aan China gaan doen, hier gaan goeie resultate terugkom. Nou gaan Iran ook, of China ook, en hulle is al reeds besig agteraf druk te sit op Iran, om hulle strong te stop daar in die Hormuz, en die wêreldmarkte weer oop te maak, want op die oomblik, en kom ons gaan terug na die Strait of Hormuz toe, die blokkade wat die Amerikaanse vloot in plek het, is nog steeds daar, om te keer dat enige skepe besigheid doen met Iran. Iemand sê gister, ja, maar daar's 'n Chinese skip daar deur die stryd, en uit deur die blokkade. Ja, daai Chinese skip het gaan olie laai by Irak. Hulle het met Irak besigheid gedoen, nie met Iran nie. So, mense wat besigheid doen met die ander Arabiese lande, hulle bly nog steeds deurgelaat. Hulle gaan nie hulle sny nie. Maar die blokkade bly in plek vir enige iets. Die Iranse ekonomie bloei dood. Dis wat staan in die Strait of Hormuz, dis die situasie daar. Hoekom, mense vra, maar as die Iranse vloot dan almal gesink is en hulle weermag bestaan omtrent nie meer nie, hoe kry hulle dit reg om die stryd nog te blok? Hulle blok nie die stryd met 'n vloot nie. Hulle het nie 'n vloot nie. Hulle het 'n paar rubber ducks en 'n paar klein spoedboats met guns wat hulle vasmount. Dis nie hulle vloot nie, dis civiebote wat hulle net bymekaar maak en dan vir hulle guns opmount en ry hulle. Dis terrorisaksies. Maar hulle dreig ook, hulle gooi seemyne in die see, en jy kan 'n seemyn met 'n rubber duck gaan afgooi. So die feit dat Iran kan dreig die wêreld en sê, ons gooi seemyne in die see, daai skepe gaan nie versekering kry nie, hulle gaan nie toegelaat om maar deur te ry nie, tot hulle seker maak dis nie daar nie. So dit beteken nie Iran het nog 'n groot vloot en so dat hulle kan dit is maar net dreigemente, terrorist-dreigemente. En tot dit kan bewys word, of tot dit kan wys dat ons nie dat hulle dit nie gedoen het nie, of dit skoon is,
sal daai dreigemente nog steeds die versekeringsmaatskappye afskrik en hulle wil nie dat hulle skepe daardeur ry nie. So dis wat die ding is van en dis dieselfde tipe terrorisme wat Iran nou al vir 47 jaar gebruik in die Strait of Hormuz. Elke keer as iets nie hulle sin gaan nie, dan dreig hulle gaan daai plek bom of daai plek myn of so iets en die skepe nie kan deurgaan nie. En dis waaroor 'n deel van hierdie oorlog ook gaan. Want dink jy net daaraan, hulle kry hulle hande op nuclear weapons. Eerste ding, hulle gaan het onmiddellik gebruik op Israel, for sure, en dan gaan hulle buurlande dreig. Intussen het China begin wapens en goed voorsien, tegnologie, nie noodwendig wapens nie, aan die Arabiese lande rondom Iran, om te help met die lugverdediging van Iranse missiele wat inkom. So, hulle moet nog steeds van hulle goed begin, hulle moet nog steeds besigheid doen. Nou begin China besigheid doen met Iranse vyande wat Iran gemaak het in die laaste 3 maande rondom hulle. So, Iran, sorry, jy het jou grootste ally verloor en dis jou eie skuld. En al die allies wat hy gehad het daar rondom hulle toe hulle begin skiet. Dis maar hoe 'n radikale moslim regime operate. En nog steeds is daar mense wat sê, o nee, hulle moet hulle los, hulle is die beste in die wêreld. Verstaan, hy nog nie lekker nie. Maar whatever, ek is dan môre in Porta vir Koppel TV, geniet die dag.